Dat is hy. So met ander woorde vanaand gesels ons oor week 3. Die identifiseer van kategorieë en die interpreteer van kategorieë. En julle daai losstukke wat nou in julle boeke ingebind word as julle julle boeke hier los hierdie week. So kom ons kyk sommer net gou eers net na 'n paar kategorieë. Jy het al hierdie prentjies gesien, maar nie lekker gesien wat dit is nie. Dis die verskillende psalms, lofpsalms. As dit 'n groot sirkeltjie is, dan is dit 'n groot, 'n lang psalm. As dit 'n kleintjie is, dit 'n kortetjie. En vertroue psalms en hymns. Ek kry nie 'n lekker Afrikaanse woord vir hymns nie. Is lofgesange. Dit is so iets. So daar's lofprysing en dan is daar klaag liedere. Jy kan nou sien hoe baie is daarso. En dan is daar koningspsalms wat ek nie vanaand eintlik iets gaan oor sê nie. En daar's wysheidspsalms. Jy sien sommer 'n groot Psalm 119 en dan dankpsalms en wysheidspsalms waarvan Psalm 119 nou deel is. So, dit is sommer net as jy vinnig kyk of jy so 'n prentjie in jou kop kry van hoe lyk die verdeling as jy kyk na die verskillende strukture wat ons nou al oor gepraat het, dan onthou julle die toebroodjie struktuur, die A, B, C, B, A, dis dit chiasmus. En is nogal belangrik as jy eksegese doen, die middelste een in die chiasme is gewoonlik die kernsin wat belangrik is. Dan die akrostiese struktuur. Dit is waar jy A, B, C, jy weet wat dit is. Weet julle wat dit is? Net seker maak op watter vlak is die klas? Ja, wat is die akrostiese struktuur? Okay, so dis hoekom Psalm 119 so lank is. Dit is hy vat die Hebreëse A en dan skryf hy oor A danklied en dan vat hy B en dan skryf hy daaroor en vat hy C. So werk dit deur die hele Hebreëse alfabet. En dis hoekom Psalm 119 so lank is, want hy gaan in detail in elke lied. En dan strofes waar ons ook nou al gepraat het, wat bestaan uit 'n kolon en 'n sin en 'n klomp sinne maak 'n strofe en 'n strofe maak 'n stanza. Laas week het ons so 'n bietjie weer daaroor gegaan en Renel sê vir my na die tyd nou verstaan sy al hierdie strofes en kolons en wat ook al alles. So dis net so vir jou 'n idee van die verskillende en dan die verskillende skrywers van die psalms. Hier is hierso wat Dawid geskryf het. Hier is die koragiete, die koorleiers. Dawid wat hierdie is die LXS wat vir 70 staan. Dis 'n storie jy behoort te weet. Wat vir 70 dis die Griekse vertaling van die Hebreëus wat hulle gebruik het daai tyd. En dan hierdie is die psalms wat deur koning Asaf geskryf is, psalms wat ons nie van name het nie. Salomo en dan die verskillende hierso so 'n klomp psalms wat ons nie weet wie dit geskryf het nie. En dan, julle het nou al gehoor van boek 1, boek 2, en dis maar net die verdeling van die verskillende psalms. So, julle moet nou so 'n bietjie saamwerk en julle moet hierdie psalm asseblief besluit wat se struktuur is hy. Is dit 'n parallelle struktuur, is dit 'n chiastiese struktuur? Is dit al daai goeie wat julle nou geleer het, maar die lucky is die een wat langs jou het, gaan jou help. So, is nie alleen in hierdie ding nie. So, ek gaan hom nou gou lees. Julle kan hom lees in julle Bybel. En dan gaan ek kyk of julle kan toepas wat julle geleer het, want dit help tog nou nie, julle leer hierdie goed en ons gebruik dit nie. So,
Ek sê jy so help deur die proses. Kom ons begin Psalm 126, verander tog ons lot, Here. As jy opskrif 'n pelgrimslied weet julle, wat eenmal 'n jaar dan moet hulle Jerusalem toe gaan vir Paasfees of van die feeste en dan op hierdie pelgrimstogte dan sing hulle daai Psalm wat sê ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werking van sy hande. Dis 'n pelgrimslied. So jy kan net hierdie prentjie in jou kop kry hoe hierdie pelgrim tussen die berge stap en hy kyk na hierdie berge en daar's verskillende verklaringe vir hierdie opkyk na die berge. Hy sê as ek opkyk na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Die een verklaring is dat hy bewus is van God se teenwoordigheid. Hy sien hierdie groot goed en hy bewus van God se teenwoordigheid en God beskerm hom. Maar die ander alternatiewe verklaring is as hy so na die berge kyk, dan daar struikrowers in hierdie berge. Nou gaan hy deur hierdie klowe en hy vra waar gaan hy hulp kry en so. En is hierdie liedere wat hulle gesing het so op pad na die tempel toe. So ons is by Psalm 126 en wat 'n pelgrimslied is. En die opdrag gaan wees is teken die struktuur van kyk of jy die struktuur kan agterkom van hierdie Psalm. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê die Here het groot dinge aan die mense gedoen. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê die Here het groot dinge aan die mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. OK. So dis die Psalm. Kan julle raak sien wat julle geleer het? Wys nou of ek 'n goeie dosent is of nie. Is dit kry akronim 0 uit 10 nie so. Julle is vir ekstra klas vanaand hierso. OK, so kom ek gee so 'n bietjie inligting vir julle, net om julle so 'n bietjie te help. En die inligting is Psalm 126 is 'n gebed waarin die volk vra dat die Here die lot van Juda sal herstel soos hy dit in vroeër tyd gedoen het. Die Psalm is gerangskik in 'n afwisselende watse patroon. OK. So met ander woorde wat jy nou doen is jy kyk na die eerste kolon, dan gee hom 'n A en dan kyk jy die tweede kolon dan herhaal hy dit, is dieselfde, is dit iets anderste, as dit iets anderste is, dan gee jy dit 'n B en dan so in pas hierdie ene is dit 'n C en dan wanneer hy herhaal hierdie gedagte weer of wanneer hy herhaal, kan jy raak sien sommer so in die Afrikaanse hy sê hier een ding, sê hy dit dalk ergens anders te weer, soortgelyk, maar dalk net in ander woorde. So kyk of jy 'n gedagte hier kry wat herhaal ergens. Net 6 verse. Volgende week doen ons Psalm 119. OK, kom laat ons nie te lank die pyniging aanhou nie. Kom ons gee so volgende daar kan julle sien, is nou ongelukkig in Engels hoe lyk die antwoordstel. As jy na vers 4 toe gaan, dan lyk hy so. Vanaf vers 4. So as hy so tekentjie gee, dan is dit parallel. OK. So kom ek gaan net gee so 'n bietjie verder terug na die Psalm.
Bietjie meer inligting. Psalm 126 is 'n gebed waarin die volk vra dat die Here die lot van Juda sal herstel, soos hy dit in vroeë tye gedoen het. Die Psalm is geskik, gerangskik in 'n afwisselende wat se patroon. Die Psalmis gebruik hierdie struktuur om sy versoek vir die huidige herstel en die hernuwing van vreugde met die letters wat daarmee saamgaan, van die vreugde te verbind met die Here se vorige herstel van sy volk en die hernuwing van hulle vreugde. So ons gaan net weer terug na hom toe. So die Psalmis gebruik hierdie struktuur om sy versoek vir hulle huidige herstel en hernuwing van vreugde te verbind met die Here se vorige herstel. Steeds daai ding waarvoor jy half terugdink in jou eie lewe. Die situasie is moeilik en jy het nie eintlik sien nie uitkoms nie, maar die Here het voorheen in jou lewe uitkomste gegee. En dis amper waarvoor hy bid hier. Soos wat U my voorheen gehelp het, help my weer. So, kom ons kyk. Daar het ek nou die antwoorde ingesit. Psalm 126 is 'n gebed waarin die volk vra dat die Here se lot van Juda sal herstel soos hy dit in die vroeë tye gedoen het. Die Psalm is 'n gerangskik in 'n afwisselende AB patroon. So dis 'n parallelle patroon. So dis die maklikste ene van hulle almal wat ek vir julle gegee het. Die Psalmis gebruik hierdie struktuur om sy versoek vir die huidige herstel en hernuwing van vreugde te verbind met die Here se vorige herstel van sy volk en die hernuwing van hulle vreugde. En as jy hom nou so na hom kyk, dan sê hy, toe die Here die lot van Sion herstel het, vers 1, dis A. Ons mond was vol lag en ons tong was vol jubel, vers 2 en 3, dis B. Dan herhaal hy hierdie weer gebed om huidige herstel, Here herstel ons lot. So hy herhaal hierdie A op wees, en dan ons mond was vol lag, en dan B, gebed om die vreugde van wat uit ons huidige herstel voortvloei. Met ander woorde, die mag, die wat met die Here trane saai, met jubel maai, mag hulle huis toe kom met gejubel, vers 5 en 6. Ja, want dit herhaal die eerste een, hy het hierdie twee gedagtes en dan herhaal hy dit weer met hierdie twee gedagtes. En dan kom die boodskap vir jou duideliker uit waaroor dit gaan. So ons gaan net gou weer terug na hierdie. As jy net kyk, the restoration from your very remembered, there was a great rejoicing. En dan gaan hy die volgende een, there will be a great rejoicing. So is die Here het my gehelp in die verlede, help my nou. En dit is nie net nou die Psalm, dis amper 'n konsep wat jy moet snap as gelowige, want dis hoe ons die lewenspad loop. Daar's baie keer tye wat ons nie die antwoorde het nie, waar ons in die donker gat is, wat ons nie weet nie. En alwaar ons kan terugval, dis die voordeel daarvan om al 'n bietjie ouer is en al 'n langer pad gestap het. En jy dink, maar die Here het my daar gehelp, daai toe ek 'n kind was, dit en dat. Die Here sal my nou help. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet hy sal, want hy het my dit voorheen gedoen. En dis wat hierdie Psalm eintlik baie eenvoudig oordra. Okay, dis die wegspringblok. Kom ons praat oor die interpretasie. Ek is nou op bladsy 41 nog in die boek. Nie in daai stukke wat ek nog vir jou gegee het nie. Hulle kom nou net hierna. So is eintlik nie vreemd vir jou nie. Ek som net so vinnig daarby aanraak. Daar is verskillende genre. Daar's kategorieë en genre is dieselfde woord in hierdie gebruik ons. Soos jy in musiek, klassieke musiek kry, country musiek, popmusiek, wat ook al kry jy verskillende soorte musiek. Ons noem dit genre, jy kry blues, country, klassiek, boeremusiek ensovoorts.
Maar dan kry jy ouens soos Willie Nelson wat Rainy Day gesing het byvoorbeeld. En Rainy Day is 'n duidelike blues lied, maar Willie Nelson sal jy weet is eintlik 'n country sanger. Jy kyk nie net deur een lens, jy sien nou hierdie is nou 'n loflied en jy kyk net so na hom. Dit is baie keer 'n vermenging van klaag en lof en om dit raak te sien. Byvoorbeeld, as jy iemand vir jou 'n storie begin vertel en hy sê vir jou eendag lank gelede, dan weet jy dis 'n sprokie waarmee hy begin vir jou vertel. Hy gaan vir jou hierdie dingetjie vertel, maar die feit dat hy so begin met daai sin, eendag lank gelede, tensy jy nou oor jou huwelik praat, dan gebruik ons ook daai woord. Dis ook nie altyd 'n sprokie nie, maar in elk geval, eendag lank gelede, toe ons nog gelukkig was en so. Of as jy oor jou gewig praat, eendag lank gelede, wat ook al. So jy weet dadelik, met daai inleiding, jy het hier met 'n sprokie te doen. En as die bome nou met mekaar begin gesels, dan gaan jy dit nie kan letterlik net so vat nie. Dis 'n ander genre en dis die groot debat. Party kerke sal sê, ons van die Bybel letterlik. As dit Openbaring so sê, dan is dit so. Jy kan dit nie so doen nie. Jy moet dit lees volgens daai literatuursoort. As jy daar's ouens wat alles so letterlik vat, moet so wees. Nou as ek byvoorbeeld sê jy kan nie alles letterlik vat nie, dan beteken dit nie ek sê jy kan nie alles ernstig vat of dis nie alles Bybel nie. Dit is daar's stories in die Bybel. Jesus het 'n klomp stories vertel, maar dit maak dit nie minder belangrik of so nie. Dit is maar net die styl wat in dis net doodgewoon vol verantwoordelike eksegese, verantwoordelik. Ander ouens sal sê nee, as die Bybel in veral Openbaring sê so, dis 1000 jaar, dan gaan dit 1000 jaar wees ensovoorts. En dan begin jy jou later aan so vasloop. As jy die woorde in 'n sin sien wat sê ek skryf na aanleiding van verlede week se artikel, dan weet jy dit is 'n brief van die koerant of is iemand wat na aanleiding van wat verlede week in die koerant gestaan het, begin ek nou hierdie ding te stuur. So as jy so iets lees, jy begin, dan weet jy dis 'n ander vorm van genre en jy lees hom in daai opsig. So kom ons kyk net 'n bietjie na die definiering, die belangrikheid van kategorieë. Kategorieë stel verwagtings met my sprokie storie. So die oomblik as jy sien, jy gaan op Psalms lees en dan gaan jy sien hierdie is 'n loflied. Psalm 150 is 'n loflied. Hy's net 'n loflied. Hy eindig net in hierdie lof aanbidding. Dan lees jy dit met hierdie verwagting. Maar jy gaan baie keer sien, dan loof hy en dan treur hy, en dan loof hy en dan treur hy, en dan weet jy nie. So jy kan nie net sê, hy's net hierdie een genre nie, want daar's vermenging daarvan. Daar's 'n rede daar agter. So as jy, dit help jou as jy na die kategorieë kyk, vir jou konteks te skep, en help vir jou om te verstaan wat hier aangaan in hierdie Psalm. So genre, onbewuste genre word geïdentifiseer, wanneer jy dit identifiseer, behaal ons leesstrategie, skep ons verwagtings. Byvoorbeeld, as ek sou sê, hierdie is 'n slegte bord. As ek sê is 'n slegte bord, wat beteken dit vir jou? As ek dit vir jou sê in game, of by jou eetkamer, van die kombuis, dan beteken dit hierdie bord het krake in, dis 'n bord waaruit jy eet. As jy in Builder staan, en jy sê hierdie is 'n slegte bord, dan staan jy waarskynlik by die rak waar hulle die groot houtpanele het, waarmee hulle afskortings bou, en dan sê jy, hierdie is 'n slegte houtpaneel. As jy by die see staan, en iemand sê vir jou, dis 'n slegte bord, dis nou Engels, dan bedoel hy eintlik hierdie surfboard van hom werk nie so lekker of is nie so goed nie.
So jou konteks bepaal die betekenis. En baie keer word woorde vir ons gegee en die woorde is dieselfde en daarom is dit belangrik om te sien. Nou word dit nou op die strand vir jou gesê, word dit in Boulders vir jou gesê, word dit in Game vir jou gesê of wat ook al. So konteks kan hoe kry jy hierdie konteks? Dit kan literêr wees, dit kan histories wees, dit kan kanon wees, met ander woorde, waar pas dit in die Bybel, waar pas hy in sy kategorie en genre. So kom ons kyk na die basiese kategorieë en ek dink ons is nou op daai nuwe bladsye. So ek gaan dit nou verduidelik, maar julle sal sien die nommers van hierdie bladsye het so streepie by, net om te onderskei van die ander ene. Volgende kursus sal die boek beter wees. Okay, so maar nou moet julle oplet. So as ek net 'n baie basiese verskillende kategorieë vir jou noem, dan is daar lofliedere, daar is klaagpsalms, daar is dankliedere. So ons praat hier van liedere van oriëntering, liedere van disoriëntering en liedere van heroriëntering. Ek sal dit nou vir jou verduidelik. En dan kry jy nog twee ander liedere en dit is vertrouensliedere en wysheidsliedere, soos Psalm 1. So daar's baie ander verdelings, daar's baie ander indelings. Jy kry koningspsalms. Dit gaan ek nie vanaand oor praat nie. So wat bedoel ek nou met kom ons begin net eers by hierdie eerste 3. En die ou wat dit eers geskryf het was Bonhoeffer. Het 'n boekie oor geskryf wat die psalms ingedeel het met oriëntering, disoriëntering en heroriëntering. En wat beteken dit? So liedere van oriëntering is liedere waar die lewe nog goed is. Waar alles is geordend. Alles was nog mooi in plek. Ek wil amper sê, vat jou terug na jou begin daar toe jy jonk was. En alles het soort van goed gegaan. Toe jy getrou het, alles nog soort van goed gegaan. Toe jy die huis het gegaan, het alles nog goed gegaan. So alles was soort van georden, alles was soort van georiënteer. Byvoorbeeld, as hulle praat van liedere van lofliedere, dan verwys hulle na hoe die Here hulle uit die Rooi See gered het, uit Egipte uit gered het. Dis die goeie God wat orde geskep het. So jou eerste groep genre liedere is lofliedere, wat gaan oor hoe die lewe nog goed was en was georden. En dis gewoonlik in die verlede tyd, jy weet, toe ons in die woestyn was, het die Here ons gelei, toe ons dit was. So in jou eie lewe, ek gaan dit nou bietjie daar bring. So nou, dis die liedere, lofliedere, wat ons noem liedere van oriëntering. En dan kom klaagliedere. Liedere wat dinge nou skeef geloop het, waar dinge gedisoriënteerd is, wanneer die mat onder jou uitgepluk is, wanneer die lewe nie meer georden is, vind dit alles was goed gewees, en toe kom die ongeluk, en dit het net alles te mekaar gemaak. En ons almal het stories wat ons daarvan kan vertel. Daar's tye in ons lewe wat goed georden was, en net mooi geloop het, en dan gebeur daar iets, en dan is ons gedisoriënteerd, en dan die manne gekla, dan het hulle gekla. Want dan was daar chaos gewees. En dan het hulle die vraag gevra, waarom Here, of hoe lank Here? Jy sal dit in die psalms kry. Jy sal agterkom, hierdie psalm, het hierdie ou orde in sy lewe, en ervaar hy die Here is een wat orde in sy lewe bring, of is hierdie ou op 'n slegte plek in sy lewe? 'n klaagpsalm. Hy kla oor sy omstandighede, die vyand het hulle ingeval. Dawid se kind het teen hom gedraai. Die mat is onder sy voete uitgepluk. Ek bedoel, die ou ongeluk was amper net so 'n storie gewees. Jy weet,
half reg en skielik net een aand vind dit plaas en die res is geskiedenis, jy weet. En dan die derde is dankliedere. Die eerste een was lofliedere en dan die derde een is dankliedere wat ons dan sê heroriëntering. Dit is met ander woorde, my lewe is lekker uitgesort, alles is in sy plek, die Here het my gered, ek is sy kind, alles gaan goed. En dan vind daar 'n krisis in my lewe plaas, in my huwelik of 'n ongeluk of wat ook al. Daar gebeur iets en my hele lewe is gedisoriënteer. En dan bid ek anderste. Ek bid anderste as wat ek gebid het toe dinge goed gegaan het. En dan red die Here my weer uit hierdie ding uit. En dan begin ek weer my heroriënteer. Maar is anderste as die oriëntering met die eerste een is. Dit is lofprysing oor die God se redding, maar nie soseer in die verlede nie, maar nou. Dis baie meer in jou persoonlike lewe. Waar jy min of meer sê ek was in die moeilikheid, maar nou is ek hier om dankie te sê omdat U my gered het. Daai soort van trant waar jy agterkom hierdie psalmskrywer het 'n bietjie pad gestap wat goed in sy lewe gebeur. So is hierdie indeling van 3 soorte genre. En is vir ons relevant. As jy dit weet, dan dink jy oor jou eie lewe en jy dink, kan jy in jou eie lewe plot, waar's dinge georiënteerd, waar was dit georden, wat was die goed wat jou gedisoriënteer het, en is jy al op die derde, is al heroriëntering weer begin plaasvind. En dan heroriënteer en dan gebeur weer, hierdie so, en in ons geestelike lewe worstel ons met hierdie ding, want gaan die Here my red, hy het my gered, maar nou is ek regtig nie op 'n lekker plek nie, en dan mag ek maar kla by hom, en by hom pleit, en dan red die Here my weer uit hierdie ding uit, en dan is daar weer orde in my lewe. En dan is ek nie verbaas as daar weer iets anders te gebeur nie. That's life. En die verskillende psalmdigters het deur hierdie fases gegaan. En van hulle se psalms is hier volgens in genre ingedeel. Dan is daar 2 ander basiese kategorieë. Vertrouensliedere wat hulle in nood sing. Dit is amper die moeilikste om hierdie liedere te sing. Is hierdie vertrouensliedere. Dis hierdie liedere wat ek is klaar, maar ek is op pad om weer heroriënteer te word. Dinge is besig om ek is nog so een been, so nie lekker nie. Alles is nog nie weer in plek nie, maar dinge verander. Ek kan sien dinge so lied tussenin. En dit is moeilik om dit te sing want kla jy nou of wat doen jy nou eintlik? Maar dit is soos die lewe is. Daar is nog probleme. Nog nie heeltemal uit die moeilikheid uit nie, maar nie meer so swaar soos wat dit was nie. En so jy kan amper jouself in jou stilte tyd meet. Waar's jy op hierdie jouself? Is jy nou op 'n klaag of is jy al by 'n danklied? En dan die laaste is wysheidsliedere, soos Psalm 1, waar wysheidstemas in voorkom. So, kom ons praat net so 'n bietjie meer oor wysheidsliedere. Psalm 1 en Psalm 2, ons het verlede week baie lank daarby stil gestaan. Psalm 1, as jy die Psalm lees, onthou jy ons het laas gepraat oor die Torah wat nie met wet vertaal word nie, maar wat met onderrig vertaal word. So Psalm 1 leer my, onderrig my. Hy leer my, daar sekere temas, daar is die tema van, as jy geseënd in jou lewe wil wees, dan moet jy jou na die regte raad luister. Jy moet by die regte mense, jou vriende maak, wil ek amper sê. Dis wysheid, dis iets wat onderrig is, iets wat jou leer. En is dieselfde temas of van dit wat jy by Spreuke en Prediker en daai kry. So dis alles onderrigtaal
So jy gaan psalms skryf. So as jy ons gaan gou terug nou net na ons prentjies van net nou, is lank terug. So hierso so jy sal sien, hierso is die lofliedere en dan hierso is die vertrouensliedere wat so tussen hierdie twee val en dan sien jy jou dankseggingsliedere en dan kry jy die wysheidsliedere en die koningspsalms. So en dan as jy nou dit in daai groepe sien, daar is liedere van oriëntasie, daar's liedere van disoriëntasie en daar is liedere van heroriëntasie. In jou eie geestelike lewe gaan jy dit herken. So dis amper 'n stukkie bevryding. Net sien hoe bevrydend om te weet ek mag maar so voel. Ek mag maar dit so bid. Ek mag maar kla by die Here. Ek mag vir hom sê Psalm, ons het nou oor Psalm 88, Psalm 44 gepraat. Wat net klaag is, daar's niks weet ja, so dit is bevrydend. So kom ons kyk nou net na voorbeelde van sommige van hierdie genres wat ons gepraat het en dit sal jy nou in daai boek van daai blosbladsye sien. Kom ons praat net oor oor lofliedere. Psalm 119 is 'n goeie voorbeeld daarvan. 117. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde is vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Dis ook die kortste psalm as ek reg is, en hy bestaan net uit 2 verse uit. En dit is dis net lof. Prys die Here alle nasies. En dan herhaal dit, ons het dit in die parallel gesprek het ons daarna gekyk. Prys die Here alle nasies, loof hom wat connect met, prys die Here alle volke wat connect met alle nasies. En dan herhaal hy dit, we gee die rede, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. So en dit is 'n loflied. Dis 'n loflied wat wat vertel van die toe dinge goed gegaan het. Jy wil net die Here loof. Met ander woorde, dit gaan oor die oproep om te aanbid en die rede is waarom ons moet aanbid. As jy daai Psalm lees, en nou gaan jy en jy gaan skryf jou eie Psalm 117, waar jy net weet soort van mense oproep om die Here te prys. En hoekom moet hulle die Here prys? En jou redes gaan dalk anders te wees. Ek weet nie of julle op Sondagoggend 'n kerk toe kom en dan is die strate so leeg. Maandagoggende is almal op pad skool toe en almal die lewe, maar die oomblik as 'n kerk toe moet gaan, dan net so hier en daar 'n kar wat uittrek uit hulle huise uit. En dan daai begeerte in jou, die wens in jou, daai woorde van Paulus wat sê, weet elke knie sal buig en elke mond sal getuig. Daar gaan so 'n dag kom. Julle en mense moet ook nou nie dink omdat die mense nie almal kerk toe kom dat hulle nie in 'n kerk behoort of godloos is of wat ook al nie. Dit kan ons ook nie sê nie. Maar dit is daarom opvallend. En dan weer 'n hernieude oproep, prys die Here. Hierdie loflied. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n klaaglied. Psalm 13 as jy in jou Bybel wil dit opsoek. Dit is 'n lekker klas hierdie. Vanaand leer ons hoe om te kla. As jy ooit so 'n klas in jou lewe gehad. Ons sou vanaand om die klavier gestaan en gesing het, maar ons orgelis het 'n gehoorprobleem ontwikkel
Maar ons gaan dit doen wanneer hy net weer gesond is, dan gaan ons dit doen. Dan gaan hierdie klas nou next level gaan. Dan sit nou. En dan gaan ons eintlik doen wat ons behoort te doen. Okay. So Psalm 113. Ag, Psalm 13. As jy hom deurlees, hy's 6 verse. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet? Dis gewoonlik daai gebed wat jy in die eksamentye gebid het. Hoe lank gaan u my nog vergeet, Here? Ek bedoel, ons bid nie so nie. Maar ons voel so, maar ons verwoord dit nie so nie. Maar dit voel, ons sê dit vir mense, die Here het my vergeet, of ek bid en ek kry nie antwoord nie. Ons sê dit vir mekaar. Maar ons sê dit nie altyd so vir die Here nie. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Yesterday ons, hierdie is diep. Is ons bid nie so nie. Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Jy kan dit vervang met wat jy dink nodig is, maar hoe lank, vers 4. Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyande het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Vers 5. Daar dink ek herhaal ek dit. Ja, kom tot my vers 6. Ek hou vas aan u troue liefde oor die uitkoms wat u gee. Juig my hart. Ek wil sing tot die eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou, as jy nou hierdie laaste vers, ek hou vas aan die troue liefde oor die uitkoms wat u gee. Juig my hart. Ek wil sing tot die eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dit is, jy kan amper nie dink dieselfde ou wat dit bid nie. Het hy 'n ander psalm geskryf. Hy het hierdie hierdie was 'n eenheid gewees. Dis hierdie literatuursoort, want dit is die vermenging van genres. Dis 'n loflied plus 'n klaaglied. Ja, maar dit is, mens kan dit amper nie dink nie. Dit maak nie sin nie. Ek bedoel, dis soos ons werk, jy weet, dit gaan nou sleg en dan gaan slaap ek en môre dan gaan dit weer beter. Miskien het hy die vorige dag die 1/11 geskryf en ek weet nie. Ek kan nie vir jou daai antwoord gee nie. Sê hoe jy voel. Sê vir die Here hoe jy voel. Want ons is nie almal, weet, alles is nie altyd 100% nie. Soms is goed georiënteerd. Maar dan soms is dit gedisoriënteerd en soms is jy hier tussenin. En ja, so jy begin klaar. Hoe lank nog? Hy somehow spring net nie dadelik op soos 'n genie en los jou probleme op soos dit wil nie. Dis so anders as ons vrouens. Hulle kla net, hulle sien nie ons goeie punte raak nie. Dis net Okay, kom ons vat die mans dan nou maar. Hulle sien net die kos wat nie lekker is nie, maar hulle onthou nie gisteraand se kos wat baie lekker was nie. Wat ook al. Maar daai, en dis wat jy so half inbring in jou eie stilte tyd met die Here. Om nie bang te wees om te sê hoe jy voel nie. Die Here gaan nie vir jou kwaad wees of hy gaan nou in 'n panic stage en jy's nou, weet, Lennard glo nou nie meer in hom nie en Lennard wat nou ook al. Hy steady. Hy maar dit gee ons vryheid om te kan sê hoe ons voel. Die feit dat ek kla, beteken dit nie ek het my geloof verloor nie. Ek glo nog. So daar is tekste in die Bybel by die profete waar die Here sê ek is moeg vir julle gekla. En dan het jy moeilikheid, né? Sê die Here vir jou sê hy is nou moeg vir jou gekla. Maar ja, maar dan was dit omdat hulle lewe dit nie gewys het nie. Hulle moan and groan, maar hulle leef nog in sonde en dan verwag hulle die Here moet hulle nou, en dan strip hy hom daarvoor, as ek hy woord mag gebruik. Maar dis so, dit is so. So,
'n klaagpsalm. Jy sal hom sommer dadelik herken. Hoe lank nog? Maar dan sal jy dalk teen die einde sal jy 'n vers 6 sien, hou vas aan die troue liefde oor die uitkoms wat U gee. Juig my hart, ek wil sing tot eer van die Here. Dit is daai vermenging. Sê hoe jy voel, maar dit beteken nie dat jy nie glo in hom nie. Daai mooi woorde van Habakuk, jy weet, daar's nie kos nie, daar's nie beeste nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek het dit nou al gesê. Daai is vir my volwasse geloof. Dis nie hierdie ouens wat airy-fairy stories vertel en dit gaan met hulle goed en hulle kry mooi karre en allerlei goed. Ja, maar wat hoe is jou geloof die dag as dit nou as daai kar kom haal by jou en jy kan hom nie betaal nie of so iets, weet. Glo jy dan nog steeds? Okay. Goed. So kom ons kyk 'n bietjie nader aan hom, Psalm 13. Hoe lank gaan u nog bly vergeet hierdie diep eerlike gevoelens, sy verhoudings met God en met homself en met ander, wat hy elke keer pleit by die Here. Hoe lank moet ek, vers 3, hoe lank moet ek nog my eie planne maak? Hierdie diep eerlike vra vir hulp, pleit by die Here. En dan gaan hy aan in vers 4, gee my tog nuwe lewenskrag. Die ou wat hierdie kursus geskryf het, hy sê dit voel partykeer soos 'n ou wat op 'n perd ry. Die perd gaan en dan sit hy met die psalm, hy's besig om nou hierdie psalms te skryf en dan skielik dan wip hy en dan sit hy dit daar en dan wip die perd weer. Dit voel partykeer so, dit is so random, jy weet nie eintlik wat. Hy het waarskynlik dit geskryf terwyl hy perd gery het. Vers 6, ek hou vas aan u troue liefde, diep eerlike gevoelens. Dan kom die sekerheid en die sekerheid en die vertroue in. Goed. Ons is nou by 'n danklied, wat nou in daai oriëntering, disoriëntering, heroriëntering, by heroriëntering uitkom. Was mengsel. Psalm 30, as julle dit in julle Bybel sal opsoek, Psalm 30 vers 1 tot 13. Okay, ons is by Psalm 30. Ek wil u lof verkondig, Here, want u het my gered en my vyande nie laat bly wees oor my nie. Ek sukkel nog met hierdie sy issues met vyande. Hulle hoekom los hulle nie nou maar nie, maar dit wys jy seker maar net hoe, weet, is vir hom net so 'n realiteit. Die ouens is, weet, in sy eie koningshuis is daar ouens wat nie van hom hou nie. Weet, en daai tyd het hulle mos mekaar maar doodgemaak om koning te word en soos. So wat jy hierso nou moet kyk is wat was Dawid se ervarings in hierdie Psalm? Hy begin met alles wat goed gaan en dan het hy hierdie valse gevoel van sekuriteit. Kom ons lees verder. Vers 3. Here my God, ek het na u geroep om hulp en u het my gesond gemaak. Here, u het my gered van die doderyk en my aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. So hoe hy deur die woorde na u geroep om hulp erken dat hy God nodig gehad het en hoe die Here hom gered het. Vers 5. Sing tot die eer van die Here, julle wat hom getrou dien, loof sy heilige naam. Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisterand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. So dit is nie 'n psalm wat hy in die oggend geskryf het en terugdink aan hoe hy gisterand gevoel het. So vers 5, loof die Here oor sy redding. Vers 7. Toe dit goed gegaan het
het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur u goedheid het u my op 'n veilige berg laat staan, Here, maar toe u aan my onttrek, het ek baie bang geword. Nou daai vers 7, toe dit goed gegaan het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. So hy het 'n valse gevoel van sekuriteit gehad. En doen ons dit nie baie, dat ons ons het net toe gepraat oor jou man siekte en hoe ou bid en jy is so oortuig, weet dit gaan nou beter gaan en julle ken al daai emosies, nie eendag gaan dit beter en die ander dag nie. In Dawid se lewe was dit so, vers 14. Watter voordeel is daar in my ondergang as ek die graf moet ingaan? Kan stof u loof? Kan dit u trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek was in die rou, maar u het my van die vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot u eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek u loof. Loof die Here oor sy redding. Dit was, as jy teruggaan, begin hy met, ek wil u lof verkondig, Here, want u het my gered. Sy belewenis, hoe hy hierdie pad saam met die Here gestap het. En dan het hy, vers 3, Here my God, ek het na u geroep om hulp, u het my gesond gemaak. En dan gaan hy verder na vers 7, waar hy amper herken, dat hy het aan 'n wangeindruk gelewe. Hy het gesê, daar sal nooit iets met my verkeerd gaan nie. Ek sal niks sal ooit my laat wankel nie. En toe gebeur dit toe tog. En dis soos ons pad met die Here is die een dag is ons vol vertroue, vol geloof, en dan die volgende oomblik het ons amper hierdie valse sekerheid. Ek gaan nie siek word nie. Psalm 119 het ek op my deur geplak en die duiwel besweer, dit gaan nie met my gebeur nie. En dan gebeur dit met jou. En dan is dit hierdie hengse geloofskrisis. Hoe verstaan ek dit? Wat nou? Hoe as jy ek het dit lank terug gesê, as jy die 1918 groot griep vat, as jy 'n studie maak van wat toe gebeur het hulle die eerste, ek gaan kyk na die preke wat die dominees daai tyd gepreek het. Was die eerste preke almal uit Psalm 91. Dis Psalm 91 dink ek, Psalm 91. Wat sê die Here, weet die Here gaan my gesond weet, hulle gaan niks gaan my gebeur nie. Dis al wat hulle gepreek het. En hulle het ook baie oordeel gepreek. Die ouens wat dood gegaan het in daai griep, dis die ouens wat sonde gedoen het, hè? Dis straf vir julle. En toe begin die dominee se vrou doodgaan. En toe begin sy doodgaan. Ek moet nie goed so complicated maak. Die punt is, wat ek eintlik wil sê is, toe begin goeie mense doodgaan. Toe pas dit nie meer in hulle raamwerk van siekte is die straf van die Here nie. Toe weet hulle nou nie meer wat om te doen nie. Dis al 'n lang tyd. Dis amper toe hulle by hierdie disoriëntering. Nou weet hulle nie wat nie, want hulle het antwoorde gehad vir alles en het vir die mense antwoorde gegee. En toe en toe na 'n lang tyd, toe begin hulle weer, kan hulle nie psalms of die tekste wat hulle gepreek het, waar hulle sê, okay, goed, hoe gaan ons mekaar nou ondersteun? Hoe gaan ons mekaar bystaan? Wat gaan ons nou maak hiermee? Dis presies daai oriëntering, alles het goed gegaan, toe kom die siekte, en dan, by oriëntering, as jy in daai fase is, dan jy maklike antwoorde, nie die Here sal ons red, die Here het ons daar gered, en dan ewe skielik ruk hy die mat onder jou uit, en dan word jou man nie gesond nie, of dit gebeur, en dan is jy gedisoriënteer, want nou pas dit nie meer in jou verstaan en teologie nie. Hulle bid vir my, hulle lê my die hande op, maar ek word nie gesond nie. En dan sê hulle vir my,
maar dis omdat jou geloof nie sterk genoeg was. Die fout lê nie, weet, fout lê by jou, jy het nie genoeg geglo nie, en dan is die moeilikheid. So, maar as jy hierdie Psalm lees, dan sien jy dit is in ou Dawid se lewe, was dit alles mooi. Ek wonder of hy 'n Psalm oor Batsheba geskryf het. Hoe mooi sy vir hom was, ek daar's nie so 'n Psalm, en hoe dom het hy na die tyd gevoel, maar daar's Psalm 51 gedag, want daar voel hy net dom. Die sonde. Valse gevoel van sekuriteit. So net, so dis hierdie danklied. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Vertrouenslied. En daar's nie 'n makliker voorbeeld as Psalm 23 wat jy nou goed ken nie. Waar hy net sy vertroue in die Here stel. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes. Dink net die groei wat daar in sy geestelike lewe al gekom het. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde is by my lewe lank, en ek sal tuis wees in die huis van die Here. So hy gebruik hierdie beelde, die een is eintlik, ek het nou net omgekeer, maar hy begin met die beeld van 'n herder. Ek vertrou die Here soos wat die skape sy herder vertrou. En ek beleef die Here soos 'n gasheer wat my oorweldig met sy goedheid. So jy sommer dadelik sien, dis 'n vertrouenslied waar hy sy vertroue in die Here stel. Kom ons gesels oor die wysheidspsalms. Ek dink ek is nou redelik amper klaar. Psalm 1 en die ander wysheidspsalms, jy sal sommer dadelik agterkom, hier is teaching in, hier's lering in, hier's raad wat gegee word. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan nie met ligsinnige saamspan nie, maar wat die woord van die Here sy vreugde vind. So hy gee raad, en dis wysheid wat hy jou teach. En dan gaan hy so aan, vers 4, so is die goddeloses nie, hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word, en so gaan hy aan. Kom ons kyk net so 'n bietjie van nader. Die temas in Psalm 1 is die tema van daar's temas van geseënd, van 2 paaie, daar's instruksies, daar's meditasie. Ons het nou verlede week baie daaroor gepraat. Dis nie 'n dankpsalm of 'n lofpsalm of 'n vertrouenspsalm nie. Daar's wysheid, daar's teaching in. So kom ons kyk net na die teaching wat daarin is. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan nie, met ligsinnige saamspan nie. Nou as jy verder gaan, dan sal jy sien vers 5. Hy sluit weer af in vers 5. Daarom sal die goddeloses hulle nie kan behaag nie. So hy begin met 'n stelling, hy eindig daarmee, dan gaan hy oor na hulle soos 'n boom, of hulle soos skaf, hierdie struktuur A, B, C, B, A. En as jy na daai struktuur kyk, dan kom jy by daai middelste pink uit. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dis die kern van Psalm 1. Hy is voorspoedig. En die woordjie wat ons nou verkeerd verstaan in daai Psalm, is juist hierdie woordjie voorspoed. Want voorspoed is vir ons geld. Dit blink, is 'n groter huis, groter wat ook al. Dis voorspoed. Maar dis nie eintlik die mooi vertaling nie. Dis amper meer, hy sal suksesvol wees, of hy sal slaag. As jy luister na goeie raad, en nie saam met die kaf kuier nie, dan sal jy slaag, jy sal die voorspoed. So die middelste, die chiasme, die C in die middel, bring jou uit by, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou as jy net hierdie Psalm vat, dan skep dit vir jou geloofskrisisse.
Want as jy net daai stelling vat, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En jy dink, dis die teaching, en jy dink oor jou eie lewe, en dan sê jy vir jouself, maar ek is nie voorspoedig in alles wat ek aanpak nie. En Bybelfigure soos Job het dit gelees, en hy kon dit nie verstaan nie. Dis deel van sy worsteling gewees met sy vriende. Hoekom is hy nie voorspoedig nie? Hy het die Here dan so getrou gedien. Hoekom gebeur hierdie goeders met ons? Jy gaan jou Bybel oopmaak by Psalm 73 nie. Dink nou weer terug in Psalm 1. Psalm 1 sê vir jou, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Asaf is Asaf wat hom skryf, is koning Asaf. Hy het Psalm 1 gelees, hy ken dit, en dit was 'n groot geloofskrisis. Want hoekom gaan dit dan nou so goed met die mense wat nie die Here dien nie? En hy het, soos ons, maar baie keer met verlange gekyk na hulle lewenswyses en hulle dien aan die Here nie, en dan vra jy vir jouself of nou waarom sal jy nou al hierdie moeite doen? So die ervarings van Job, waarom is die moeite werd om die Here te dien? Almal van ons kom maar op tye en gaan weer op tye kom wat ons daaraan twyfel, wat ons vir onsself sê, dit is al net nie lekker nie. Maar dan sê Psalm 1 dan nou, hy is voorspoedig in alles wat hy aangaan. Nou die punt is, en ek wil jy moet eintlik hierdie twee psalms saam lees, en ek wil eendag daaroor preek. Psalm 1 sê hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar die realiteit is jy is nie altyd voorspoedig in alles wat jy aanpak nie. Dit is maar net so. Psalm 73 is juist dit ons nou gelees het, is hierdie worsteling. Hoekom gaan dit dan so goed? Want Psalm 1 sê daar's 'n belofte van voorspoed. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar Job, het 'n ander storie om te vertel. Maar aan die einde van Job, laaste hoofstuk, dan ontvang Job dubbel van wat hy gehad het voorheen. So dis nie iets wat jy, en dis die wysheid wat hierdie Psalm vir jou leer. Jy moet nie so na die lewe kyk nie. Jy moet so na die lewe kyk. Op die kort duur kan dit lyk asof, God gee nie om nie, ensovoorts. So wanneer Asaf ontdek wat gebeur met mense wat nie die Here dien nie, wat is die uiteinde van hierdie ouens met wie dit nou so goed gaan, dan besef hy, wanneer die Here se heilige teenwoordigheid kom, dan besef hy, dan kry hy 'n ander perspektief, dan besef hy Psalm 1 is tog reg, op die lang duur, aan die einde van jou lewe, dis nie op die kort duur, is dit nie altyd so nie, en dis die waarde van om te geestelik te groei en 'n bietjie langer pad met die Here te stap, want jy gee nie so gou moed op nie, jy bevraagteken nie so gou nie, want ons is almal daar, ons gaan weer almal daardeur gaan. So kyk op die lang duur. Maar dis nie altyd, jy moet onthou Job, dis 'n storie vir 'n ander dag. Job is poesie. So dit is 'n storie wat 'n boodskap vertel, maar dit het nie presies so gebeur nie. Dis 'n kant wat daar gegee word. Byvoorbeeld as jy kyk waar Job begin, dan staan daar, ek kan nou nie presies die volgorde onthou en hoe dit gebeur het, maar Job het daar saam met sy tee gedrink en hier kom iemand aan en sê, hulle het al jou beeste gesteel. Dan het hy net sy koppieskaars neergesit, dan kom daar nog iemand aan en sê, nee, daar het 'n muur op jou kinders geval. En dit is so vinnig, So dit kan nie kronologies wees nie. Die punt is, dit het met hom goed gegaan en na die Here gedien en toe daar klomp goed gebeur, dit kan oor 'n tydperk gewees het of wat ook al. En toe het dit met hom sleg gegaan en toe kom nou hierdie, en dan begin hierdie gesprekke met sy vriende wat nou so, en dan hierdie ontdekking laterand in sy gesprek met God en hoe groot God is en dan eindig hierdie verhaal. So verseker sou ek en jy daaraan gedink het. En as ander plekke wat mense so getreur het. Ek preek oor 2 weke oor Rut en Naomi en hoe Naomi getreur het oor haar man en kinders. Man en haar 2 seuns.
en hoe weet dit is natuurlik hoe sy bitter was toe sy terugkom in Bethlehem, maar sê sy vir hulle moet my asseblief nie nou Naomi noem nie, noem my Mara want die lewe is bitter. Dit was soet toe ek hier weg is en so. Maar dis nie wat in Job, dis die Job het juist met hierdie vraag geworstel van waar's die Here dan? Hy het hom so getrou gedien. En dan sê Job in die einde, ek het en dan sê Job dit seker een ding wat behoort ons te sê. Ek het van hoor sê van die Here gehoor, maar nou het ek dit self gesien. Ja, dis jy weet dis kla ons oor ons pyne. So ja, my punt is so hy daai deel van oor sy kinders, dit word net nie vir ons genoem nie want dis nie ter sake in dit nie. Goed. Dan moet julle asseblief julle Bybels oopmaak en julle moet saam met julle maatjies werk want dit is nou eksamentyd en ek gee vir jou 5 psalms 1 2 3 4 5 en jy en jou maatjie moet besluit wat se genre is elkeen van daai psalms. So vat hom op 'n punt, Psalm 113, almal van hulle. Ja. Nee. Al die vrae en die vraestel is. So jy kan een lees, dan sê hulle vir mekaar, wat se psalm is hierdie? Is dit 'n lofpsalm? Is dit 'n So jy hoef nie die hele psalm te lees nie, as jy kan agterkom by vers 2, wat is hierdie dan? Kan jy dit vir mekaar sê dan? Skryf jy dit so lank in. Gaan dan nou kyk watter tafels is slim en watter tafels is moeg. OK. Ek het vandag 'n lang meeting hier gehad met synode dominees en ander dominees oor al die issues wat ons nou maar hier in ons omgewing gehad het of het. En die een dominee het heeltyd op sy foon gekyk op AI. En dan praat ons nou lekker oor die goed en dan sê hy, maar kom ons kyk wat sê AI en dan raak ek sommer naar. As ons nie self die oplossing kan jy kan later check of wat ook al, maar dis nie, jy kan dit gebruik, maar moet net nie sê hier gebruik dit nie, wil ek amper sê, want dit raak asof ons nie meer kan dink vir onsself nie. Hy dink vir ons. Dan raak ons lui, maar in elk geval. So, kom ons kyk. Psalm 113. Wat sê julle sê? Julle is reg. 142. Klaar. 112. Die chocolate gaan na die voorste tafel. Dis wysheid. Okay, 134. Dis reg, dit is lof. En 62, vertrou julle is reg. So julle het inderdaad julle was nou wel stadigste van almal gewees, maar dis so 'n ster groepie vir die aand. OK. Dit bring ons by die einde. Ek hoop dat jy so met dit begin leer. Daar's verskillende kategorieë en jy die kategorieë begin herken. Die laaste 2 sessies gaan baie meer prakties wees. 'n bietjie oefeninge en weer as net nuwe inligting. Die sessie topik wat ek nie vanaand by gedoen het nie, waarmee ons volgende week gaan begin, is waar is Christus in dit alles? Hoe help hierdie goed ons om met Christus? Ons begin daar. Julle moet asseblief julle papiere mooi in volgorde sit en daar waar jy moet kom by bladsy 44 45 insit net.